Genesis 22 vers 1 tot 24, die offerhande op Moria. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer, op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir die brandoffer, en opgestaan en na die plek gegaan, wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op, en sien die plek van ver af, en Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na jou seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een sy ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die 2de keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die see strand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak en saam na Berseba gegaan. En Abraham het in Berseba bly woon. Na hierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en gesê, kyk, Milka het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar. Is sy eersgeborene en Bus sy broer en Kemel, die vader van Aram, ook Keset en Hasu, Pildas en Jitlaf en Beteel. En Beteel was die vader van Rebekka. Hierdie 8 het Milka vir Nahor, die broer van Abraham, gebaar, en sy byvrou met die naam van Reuma. Sy het ook Debag en Gaham en Tahas en Maga gebaar.